Goeiedag en welkom. Ons skrifgedeelte vandag, Matteus 28, vers 19 tot en met 20. Ek deel graag 'n gedagte wat die Here op my hart gelê het 'n klompie jare gelede. Hy sê my, stel jou voor as 'n afgebrande veld, pikswart, roet, as, en in die middel van daai veld loop daar 'n pad na onder in die vallei, daar waar 'n groen, weeldige lucernland is. En elke dag stap hierdie herder met sy skapies die pad tot onder in die vallei, daar waar hulle maagie tik eet in die lucern, vanaand kom hulle weer terug. En so gaan dit dag vir dag. Na 10, 14, 15 dae begin hierdie swart veld oral groen grasspruitjies opspruit. En van die skapies volg getrou die pad, maar dan is die van hulle wat afdwaal en net so van die paadjie af gaan, hier 'n hapie vat, daar 'n hapie vat en nog 'n hapie vat. En dan moet hulle swart pootjies weer terugkom op die pad. En as hulle onder in die vallei kom by die lucern, dan trek jy daar nie meer die onderskeid kry tussen die twee nie, en lyk hulle altyd almal dieselfde. Maar as daar ongelukkig hierdie skapie wat so vasgevang word in hierdie groen sappige grasies, dat hy kop onderstebo net eet en eet en eet, sonder om te besef dat die res van die trop besig is om van hom af weg te beweeg. Uiteindelik tel hy sy kop op, net om te sien dat hy alleen is. En ek weet nie of hy al gesien het wat doen 'n skaap, wat hy agterkom het, as hy agterkom het van die trop afgedwaal. Skielik begin hierdie skapie verbouwereerd op en af hardloop, kop in die lug, blær, blær, blær. En dan onder in die vallei is daar die klank wat deurtrek soontoe. Daar is daar ongelukkig die skapies wat hulle koppies laag hou en net aanhou vreet, maar van die ander sal hulle koppe optel en dan sal hulle blær. En hierdie skapie sal hulle geblær hoor en hy sal weer blær. En so met die geblær heen en weer kan hy sy rigting kry en uiteindelik by die troppie aansluit, waar hy dan saam met hulle kan wees hier. Die Here op daai stadium los hy my met daai gedagte, en vir 'n tydjie loop ek en ek oordink hierdie gedagte en ek kan nie agterkom presies waaroor dit gaan nie. En per geleentheid openbaar die Here vir my wat hy gesê het, wat hy bedoel het. Hy sê vir my, hierdie swart veld wat hy van gepraat het, dis hoe die wêreld lyk vir die wat my volg, vir die wat besluit het om my aan te neem as hulle verlosser en saligmaker. Dis, alles is vir hulle dood, en hulle stel nie meer belang in dit nie. Hulle volg getrou elke dag my pad. En dan kom hulle by my woord en hulle maak hulle vol in die woord, die evangelie vervul hulle, en so gaan dit dag vir dag aan, oor 'n tydperk. En dan soos die tyd aanloop, ongelukkig, hierdie groen grasies verteenwoordig die wêreldse dinge, die geskinder, die kwaadpraat, partytjies, drinkery, vloekery, maak nie saak wat dit is nie, die dinge van die wêreld vir mense om mee besig hou. En is daar ongelukkig die wat op die pad sal bly, my getrou sal volg, en is daar die wat sal afwyk en bietjie weer vasgevang word in die dinge van die wêreld. Maar hulle kom agter, is verkeerd, kom terug op die pad. En soos met die skapies se swart pootjies, so as hulle terugkom uit teenwoordigheid, is hulle dan ook onmiddellik skoon gewas. Maar dan is daar ongelukkig hierdie wat so vasgevang raak, so verstrengel raak in die dinge van die wêreld, dat hulle net eenvoudig aanhou, en op een of ander stadium in hulle lewe kom hulle en hulle tel hulle koppe op en hulle sien, hulle skielik staan hulle ook alleen. En selfs hierdie mense stuur doodkrete uit, of dit nou lyfstaal is, en of dit nou geroep is, en of dit nou deur 'n gesels met iemand is. En die vraag is nou, hoor ons hierdie mense? Is ons bereid om ons stem terug te sit na hierdie mense toe, dat hulle kan weet, hulle is altyd weer welkom? Jy weet, ons as mense is snaaks. Partykeer word ons maar skaam kwaad. Ons is skaam oor wat ons gedoen het, maar ons kwaad vir ander mense daaroor. En hierdie mense voel partykeer dieselfde. Hy wil graag terugkom, maar hy weet nie hoe nie. En as hy uitroep kom, laat ons hom welkom voel. Verwelkom ons hom terug en help ons hom, gee ons hom leiding, dat hy kan terugkom met die teenwoordigheid van die Here. Of doen ons dit nie? Die vraag is, wat doen ek en jy? Doen ons dit? Of doen ons dit nie? Sorg ons net vir onsself. En soos die tyd aangaan, oordink ek hierdie ding, en weet ek kom tot die gevolgtrekking, ons het baie keer sit ons in die kerk, en ons is jare in 'n gemeente, en die banke om ons was gevul, en skielik loop daai banke leeg. Mense voor ons, mense langs ons, mense agter ons, wat ons gereeld daar gesien sit het, is nie meer daar nie. Wat doen ons? Doen ons iets daaromtrent? Of is ons maar net gelukkig dat ons nog daar is? Probeer ons uitvind wat gaan. Of sê ons, jy weet, oom Piet of oom Paul
of Tannie Sannie is al 50 jaar in die kerk. Miskien kan hulle bietjie by die mense net uitkom en net gaan hoor, wat is die rede, hoekom kom hulle in die kerk toe? Miskien kom ons en sê, dis nie ons werk, dis die pastoor of die predikant se werk, hy moet gaan praat bietjie met die mense. Soms gaan ons self so ver, as om te kom en sê, dis tyd dat die Here ingryp in hierdie mense se lewens en hulle terugruk in die werklikheid dat hulle kan terugkom in die kerk. Die vraag bly, wat doen ek en jy? Was ons hande in onskuld? Maak ons net ons magies vol? Wat doen ons? Want as ons kyk na die opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het in Matteus 28, 19 en 20, en sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is vir julle al die dag tot die volëinding van die wêreld. Vertrou ons die Here genoeg om te kom en mense te benader en met hulle te praat oor die evangelie, om uit te vind hoekom hulle nie meer in die kerk is nie, hoekom nie in God se teenwoordigheid wil wees nie, of is ons skaam daaroor, is ons bang, want as ons bang is daaroor, dan weet dit ons vertrou die God, ons vertrou God nie, ons vertrou die Here nie, ons vertrou nie die leiding wat die Heilige Gees ons kan bied nie. Ek en jy kan nie ons hande in onskuld was, as ons sien mense het afgedwaal, as skapies, die een kan terugroep wat verdwaal het, by die trop aan te sluit. Hoekom kan ons wat onsself Christene en Christen-gelowiges doen, die ook verseker, dat waar mense afdwaal, ons deur ons optrede, hulle net weer kan terugtrek en net na die teenwoordigheid van God nie. Ons kan hulle redding bewerkstellig nie, nee, maar ons kan hulle nader trek, ons kan hulle weer die vrymoedigheid gee om hulle hart toe op te maak, of weer te kom voor die Here en hulle skuld te bely. Die vraag is, wat doen ek en jy? Het ons magies vol, of ignoreer ons aan die mense? Mag God ons seën, mag ons lei, mag ons op pad lei om ons harte, ons gedagtes oop te maak vir ander mense, die Heilige Gees ons kan lei, maar ook so leiding vir ander mense te gee. Amen.